Goeiemôre, goeiemiddag of heel waarskynlik goeienaand. In hierdie video gaan ons aan met ons verhaal, ons storie, soos ek dit noem, die speletjie teorie. Dit is hoofsaaklik dit is net oor eksponente, ek wil sê ook hoofsaaklik. Dit is letterlik net oor eksponente en is 'n klein game wat ek gemaak het, of uitgedink het, jy kan seker maar sê uitgedink het, om die werking van eksponente bietjie te verduidelik. So, as jy by deel 3 is, hierdie is deel 3, dan beteken dit vir my, jy het al deel 1 en deel 2 gekyk. So, as jy dit nog nie gekyk het nie, en jy weet nie wat op aarde waarvan ek praat nie, gaan soek asseblief deel 1 en deel 2. Kyk al twee na mekaar, dit is, ek dink 20 minute video's elk. Dis vinnig, heel wat vinnig. Jy kan 20 minute minder game speel en net na hierdie ding kyk om bietjie die konsep van eksponente net beter te verstaan. So, daar's geen voorbeelde nie en daar's geen voorbeelde nie, maar ek gaan net gou vinnig hersien wat alles met eksponente gaan gebeur. Hierdie tabel, as jy hom nog nie gesien het nie, gaan kyk asseblief na 'n video wat ek gemaak het oor eksponente. Ek werk baie mooi deur voorbeelde daar binne wat jou baie gaan help in eksamens en in jou toetse. As jy nog sukkel met eksponente, as jy graad wat ook al is, dit maak nie saak nie. Hierdie goeders geld vir elke liewe sorry. Dink ek's bietjie siek. Hierdie goeders geld vir elke liewe jaar tot en met jou graad 12 jaar. Nou, jy kan 6 tipe bewerkings doen met eksponente, plus, minus, maal, deel, hakkies en wortels. Aan die een kant, die regterkant, is dit wat met jou grondgetalle gebeur. En aan die linkerkant is dan wat gebeur met my eksponente as hierdie dinge met my grondgetalle gebeur. As ek plus en minus, soos wat in video 1 gebeur met my videospeletjie, my game videospeletjie, gebeur daar niks met die eksponente nie. Die drake en die goblins gaan dood en dit plus net by. In video 2 het ons bietjie meer, of selfs in video 1, het ons vir Wizzy ontmoet wat gemaal het. So as hy maal, dan plus die eksponente. En net 'n bietjie van 'n spoiler, in hierdie video gaan ons sy boetie ontmoet. Ja, sy evil tweeling wat deel doen en daarom minus met die eksponente. Later, verder in die video, hierdie video het eintlik al die cool stuff in, maar verder gaan ons met die hakies maal, dan maal die eksponente, jy gaan dit ook sien, en ook met die wortels, dan deel die eksponente, jy gaan dit ook nou sien. Hierdie gaan eintlik 'n flippin' cool video wees, maar ek sê dit gaan flippin' cool wees, maar hierdie video, soos die ding self is nogal groot, so my foon en my stuff lag bietjie, hulle wil nie lekker werkie. En dit is omdat die verwagtinge vir die video so groot moet wees van 'n so cool video. Ek dink dit is baie cool video. Agtergrond weer, waarmee werk ons? Ons werk met Audi. Audi is 'n champ, hy is 'n natural adventurer en hy collect sekere goedjies, gewere, wat ons gesê het is ys, en messe wat ons gesê het is ek het daartoe omgeruil. Gewere is ekse en messe is ys. Dis wat hy gaan collect. Laaste toe jy gekyk het, toe het hierdie alles gebeur. Hulle het opgebreek. Arme Audi en Wizzy het 'n baie slegte uitval gehad. Hulle kon nie lekker mooi saam fight nie, so hulle het verskriklik in mekaar se hare vasgesit en gesê, nee, jy moet dit, nee, jy moet dan. Toe verloor hulle, en in hierdie verloor proses het hulle toe 'n bietjie van hulle verhouding ook verloor, en dis baie hartseer. Dit gebeur maar met mense, dis maar 'n deel van lewe. En hulle het toe in verskillende rigtings gegaan, en Audi het meer opbeweeg na die summit, die punt van die vulkaan, waar Wizzy afbeweeg het, terug na waar die kleiner draakies is, want Wizzy het gesê, jy kan eintlik maar sukses bereik in jou lewe deur die klein goedjies te fight.
En dit is fyn, jy het daar's daai mense nodig, daar's die mense wat die klein dinge fight. Maar Wizzy het gesê, hy gaan nie settle daarvoor nie, hy gaan, sorry, gaap ek nou baie lelik, hy gaan verder aanbeweeg op met die berg op. Dit is waar hy die grootste pak slaag van sy lewe gekry het, tot en met dusver. Hy het 2 trolls en 'n dragon rider, wat ook 'n goblin is, probeer fight. En hy het verloor. Erg verloor. So al wat hy oor het, is sy 3 van sy tri-wielders. Dis al wat hy oor het. En ongelukkig, toe dinge nou nie slegter kon loop nie, toe loop daar hierdie wizard in hom vas. En in die begin was hy so bly. Hy was soos, Wizzy, hier is jy! Toe is hierdie Wizzy soos, nee. Ek is Eizo. Dis Wizzy agteruit. Wizzy? Eizo. Ek's Izzo. Wizzy's 'n evil Bogle Bertie. En hy is die deel. So, Wizzy is die maal. Nee, hy bring by, hy sit by, hy voeg dit by mekaar, hy maal. Eizo is die teenoorgestelde. Wat Eizo doen, is hy breek. Julle kan sien hy het 'n rooi hoed, en hy's bietjie kleiner. Want hy's evil. Sorry. So, hy breek dinge af. Dit beteken, hy deel. Okay? Nou, hy deel met x kwadraat, want hy het gesê hy gaan kom vat. En ongelukkig doen vat hy. Dit was ongelukkig nie die boetie wat ons arme oudie wou hê nie. Hierdie was die evil boetie. Nou, so dit beteken dat ons eksponente met mekaar minus, en ek het net 3x'e oor. Dis baie sad. So, die wizard vat van my, en al wat ek oor het, is 3 mono wielders. Mono beteken mos 1. Julle gaan dit leer iewers in biologie. Ek sit nie biologie nie. Ek sit chemiese terme hier binne. Mono beteken 1. So hy het nou 3 mono weapons, monos. En net toe hy dink dinge kon nie erger word nie, en hy sit in saalkoor dat hy het iets so Wizzy gesê wat nie baie mooi was nie, en hy is baie spyt daaroor, en nou sit hy hier, en hy wens hy het Wizzy net om hierdie in 'n try gun in te veroorsaak, in te maak. Maar, ek meen, Wizzy's nou daar nie. Hierdie ou het op die grond gelê en hulle het hom geskop hoor. Die lewe het hom geskop. So hy is hartseer en hy sê dat hy met Wizzy 'n fight begin het. Totdat hy skielik hier agter hom, hy sit so om die kampvuur en treur sy lewe, en toe hoor hy hier agter hom takkies wat breek en dinge wat breek, en hy dink toe, o, vet! En hy spring toe op om te fight. Right? Maar dit was eintlik maar net Wizzy wat teruggekom het. So, Wizzy het teruggekom. Hier is actual Wizzy. Is hy nou kleiner? Het ek kleiner hier gemaak? Dis weird. Maar, hier is nou die feitelike eindelike Wizzy. Hy het teruggekom, hy het gesê, hoor hierso, ek het afbeweeg na waar jou skip was. En daar rondom die skip het daar toe 4 drakies hulle was daar rondom. Ek wen hulle almal toe. En ek besluit toe om 2 van hulle aan mekaar te heg. Nou het ek 2 dual wielders, en ek het besluit om terug te kom om hierdie vir jou te gee. Ek sien, hulle het jou behoorlik pak slaag gegee. Jy het verloor. Is 'n loser ou. Maar ek sê hier om jou te help. Dis mos wat vriende doen. Hulle is mos daar om jou te help. So, hy sê vir hom, gee my jou 3x. En hulle wys ek jou nou hoe regte wizardry werk. Evil Wizzy is nie so powerful nie. Want as jy evil is, dan kan jy nie soveel vir goed doen nie. Jy kan dalk nog steeds, ek meen, jy is nog steeds 'n wizard, maar hy is nie so powerful soos hierdie Wizzy nie. So, Wizzy het probeer offshow. Hy was soos,
Eizo is soos die bad guy en hy is nie so powerful nie. Hy was nog nooit powerful nie. Dalk is dit hoekom hy so negatief is in lewe, want hy is nie so sterk nie. So, ek sê jou wat, ons vat hierdie ouetjies en ons maal hulle met mekaar. Okay? Dit beteken ek het 2 dual wielders maal met 1, 2, 3 mono guns. Hy maal hulle en daarom kry hy 6x tot die mag 3. Omdat as ek maal my grondgetalle. Maar my eksponente plus met mekaar. So dit was 2. Nou is dit 3. Dit is bietjie meer kompleks, maar daar is my 6 tri-wielding guns. En dis super impressive. Oudie is so gelukkig. Hy het sy beste vriend weer terug en hy is nou gerad vir enigiets. Maar lewe is nog nie klaar met hom nie. Hulle loop nog dieper in die eiland in en hulle kom by die grootste moontlike drake wat jy in jou lewe sal sien. Ongelukkig verloor hulle, maar hulle verloor daarom nie so erg nie. Hulle verloor net 2. Hierdie is 'n sad video eintlik, want hulle verloor nogal erg. Hulle besluit om 3 dae verder aan te loop, soos hulle moes daar afloop en daar op verskoon, en daai 3 dae wat hulle loop, kom hulle by van die coolste stuff uit. Hier is nou in 'n movie, nee. Hier is nou waar jy die theme song sal hoor. Jy weet ons, soos in Star Wars is daar soos 'n theme song as Darth Vader opdaag. Ta 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 ta. Dis wat hier gebeur. Jy hoor net so 'n theme song en Oudie en Wizzy kyk na mekaar en hulle sê daar gaan nou iets gebeur. Hulle kan dit net voel. En dit wat gebeur is sekerlik niks impressive. Want die bad Wizzy kom net nie op. En die bad Wizzy is soos, okay, ek gaan nog vat, maar goeie Wizzy is daar om 'n bietjie te stop. So hy kan net 1 vat. So ek is oor met 4 dual wielders. En hulle sê, okay, dit is nie so bad nie. Soos ek verstaan, daar was nou soos 'n evil theme song, hulle het hom gehoor. Jy weet, daai tipiese Darth Vader is nou hier, dis nou, ons gaan nou verloor. En, hulle het vat so 'n paar tree verder aan en raai wat gebeur. Hulle loop in die grootste en die ergste moontlik monster vas. So hulle het gedink daai musiek het gespeel vir die Wizzy. Dit het glad nie, dit het vir hier is die boss battle. En hulle fight hom, hulle gooi hulle beste moontlike moves uit Wizzy. En wat sy naam? Oudie, is dit Oudie? Oudifelis. Wizzy en Oudie fight en hulle kommunikasie so goed. Hy sê, okay, hy gaan links en hy gaan hy boontoe en dan gaan hy ondertoe en dan is die een bo en sonder en hulle vries en hulle slaai en hulle doen allerhande ander dinge en hulle wen actually. Hulle wen actually die boss battle. Hoe intens is dit? Maar die game werk so. As jy die boss battle wen, dis nou waar my laaste 2 wette inkom. Oeps, my laaste 2, sorry, dat was nou 'n lelike snyf. My laaste 2 wette van wiskunde is die volgende. Die een is waar ek die 2 hakies het, so ek kwadreer die 2. Die ander een is waar ek wortels het. So ek wortel my 2 goedjies. Nou, die hakies is wanneer jy die bos wen, dan kwadreer hy jou antwoord. So hy plus basies 2 van jou antwoorde by mekaar en hy maal hulle met hulle. Dis toch al 'n fancy trick, nee? Dis 'n manier om jou verskriklik te beloon vir as jy die boss battle gewen het.
So dit beteken dit is 4 maal 4 en x tot die mag 2 maal x tot die mag 2 wat vir my x tot die mag 4 gee en 16 voor. So ek het 16, hierdie is quad, want is 4, quad bike, quadruplets, jy weet soos as jy quad het, 4, hierdie is quad wheelers, so te sê. So ek het nou 16 van hulle gekry. Hulle gaan, jy kan sien, hulle gaan nogal by mekaar kom. Dit was nou 'n hengse triumph vir Audi en vir sy companion Wizzy. Hulle het 16 van hierdie houtjies gewen. En dis wat gebeur as jy die as jy die boss battle wen. Nou die slimste ding hierso dink ek, as ek nou hulle was, dan ek sou omdraai en ek sou wegloop. Hulle het nou 16 quad guns. En 16 quad guns gaan vir jou dit 'n hengse groot prys gee as jy nou terug na jou eilandjie toe gaan of jou land toe waar ook al jy vandaan gekom het en jy besluit om dit nou te verkoop. Jy gaan regtig baie geld maak. Maar dit is soos gamble, want hulle het nou gedink as ek 16 maal met 16 gaan ek iets diep in die 100s kry. En dit gaan die quads wees en dit gaan 8 wees en dis okt. 16 maal 16 is 'n getal waarvan ek nie nou bewus is nie. En maar hulle gaan oktgewere kry. So hulle dink toe, nee, en hier is wat met gamblers gebeur. Hulle dink toe, kom ons gaan fight nog net een bad guy. Okay? Een boss battle. Dis al wat ons moet fight. Nog net een boss battle en dan wen ons. Hulle weet dat hierdie ou se broer, hierdie boss wat hulle nou net gefight het. Hierdie boss wat hulle nou net gefight het, sy naam was ek het vergeet om hulle sy naam vir hulle te gee. Sy naam was Zereth. Hulle het Zereth gewen en Zereth het hulle werk vir hulle tot die mag. Nou het hulle 16, het hulle flip en baie goeders. Maar soos enige gambler dink hulle, okay, nog net een. Ek sou omdraai, as ek nou eerlik moet wees. Ek weet ek het die storie geskryf, maar hierso sou ek omdraai. Ek sou wees soos, okay, ek het nou genoeg gewen, so ek kan maar teruggaan, voordat ek al hierdie verloor. Maar het gedink, nog net een wen, beteken dat ons hierdie kan verdubbel, miskien, of, as hulle nog 'n boss battle wen, het hulle octagons, en wat ook al 16 mal 16 is, ek weet nie wat dit sê, maar dit is 'n hengse groot getal. So hulle besluit om verder te loop. Hulle beloop omtrent 2 dae verder, want hulle weet die agterste verste deel van die terrein dit behoort aan die 3 broers. Die een wat hulle nou net gewen het, is Zereth. Hy is die jongste. Die ouer een, die middel een, se naam is Gareth en die laaste een se naam is Stereth. Hulle loop 'n bietjie verder en raai wie loop hulle raak. Hulle loop vir Gareth raak. Nou, hulle was baie arrogant, eintlik, want hulle het nou 16 en hulle het die vorige een gewen. Hulle kommunikasie was skielik bietjie af. Maar die ergste van alles is, Gareth het geweet sy jonger broer is dood. En dit het hom woedend gemaak. Nou, met hierdie spesie, hulle is ek het nie eens aan 'n naam vir hulle gedink nie. Hulle is die Dordadors. Dis wat hulle is. Nou, iets wat Wizzy vergeet het om vir Audi te sê, is dat die Dordadors, as hulle kwaad word hulle 20 keer moeiliker wat 'n boss battle is. Soos wat, as jy hom wen, kwadreer hy jou wat jy het. So ook kwadreer hy al sy strengths. Hy kwadreer hoe sterk hy is, hoe vinnig hy is, hoe groot hy is, alles, hoe slim hy is selfs. Maar ten koste daarvan word hulle rooi. So die Dordadors spesie, as hulle so woedend raak, dan word hulle rooi. Nou Wizzy het vergeet om hierdie vir Audi te vertel. Hy het vir hom gesê, luister, kom ons gaan fight nou maar.
Ons kan dit wen, ons kan dit verdubbel of 16 tot die mag 2. En hy het nie daaraan gedink, Wizzy het nie daaraan gedink dat miskien het Gareth, boetie nommer 2 gehoor daarvan nie. Miskien het hy nie. Hy het geweet hy het nie, so hy kon nie regtig besluit maak nie. Die probleem is hy het daarvan gehoor, so hy was woedend toe hulle by hom uitkom. Daarom verloor ons. En ons moet ons antwoord kwadreer. Waarvan praat ek? Ons moet dit nie kwadreer nie, ons moet dit wortel. So, hy wortel die hoeveelheid wat hy het. Dit gee vir my wortel van 16, wat gaan 4 wees. En ook die wortel van my x in die mag 2. Dit beteken binne oor buite, so die 4 deel met die 2, die eksponent wat aan die ander kant is. Ek het 'n eksponent video hier gemaak, as jy wil gaan kyk, asseblief gaan kyk hom. Nou is ek oor met letterlik 4x tot die mag 2. Maar Audi en Wizzy het gedink, ons kan nie wegloop met 4x tot die mag 2 nie, ons kan nog 'n boss battle wen. En hulle loop verder. Die probleem is, nou kom hulle by boetie nommer 3, die oudste boetie. Hy is obviously die sterkste, want hy is net 'n paar jaar ouer. En sy naam is Terf. Hulle kom by Terf, en ongelukkig is hy ook rooi. Woedend van die kwaad. Hy sê hy moet revenge. Hoe sê mens dit? Hy moet wraak neem. Dis mooi Afrikaans woord. Hy moet wraak neem vir sy broer Zerth wat doodgemaak is. So Terf sê, luister, ek gaan van jou vat. En hy wortel hom, en dis wat ons kry. Wortel van 4, wortel van 2, daarom kry ek, al wat ek oor het, is 2x. Ek vat hierdie 2x en ek sit dit in my chest, want dis nou al wat ek het. En die probleem is, want dit gebeur nog met gamblers, hulle wil meer doen met dit wat hulle aan die begin bestem het, en hy besef toe, hierdie arme oudie, hy besef toe, luister, dit is nie die moeite werd om dit te doen nie. So, hy hou sy 2x, sy 2 mono guns, een links, een rechts, en like is 'n regte cowboy, en hulle besluit om terug na die skip te gaan. Hierdie was die volle avontuur van Wizzy en Audi op hulle reis om hierdie eiland te explore. Hulle het hom gezigzag, maar dit was pret. Ek hoop ook dit was pret vir jou. Ek doen regtig. Ek hoop dit het gehelp. Ek hoop jy verstaan nou mooi die konsepte van X'e en die konsepte van Y's. Gaan kyk asseblief dit. Hoekom sê ek dit vir jou? Maar soos die wiskunde video's wat ek gemaak het, gaan kyk dit asseblief. Dit gaan jou regtig baie help in die toekoms. As jy nie die hulp wil hê nie, sure, doen wat jy wil. Moenie dit kyk nie, gaan speel hierdie games en ja. Ja, okay, ek het nou klaar geval. Maar dis die einde van my verhaal. Dis die einde van my storie van Audi en Wizzy. Van Audi se, Wizzy se boetie. Izo van ons 2 fighters, 3 fighters, Gareth wat ongelukkig dood is. Shame, R.I.P. Gareth en Terf. So ek wil net vir almal wat gebly tot aan die einde wil ek net sê dankie. As jy soos by my skool het, kom sê vir my, ek het nou vir jou gesê kan 'n toffie kry, sal ek jou toffie gee. Maar baie dankie dat julle tot aan die einde gekyk het. Ek waardeer dit regtig baie en ek hoop dit het gehelp, maar ek sien julle dan in die toekoms.